oom, familie, vriende, ons innige simpatie van my as pastoor van die gemeente en my gemeente. En ons bid dat die trooster, die Heilige Gees, julle gaan regtig vertroos in hierdie tyd en julle gaan deurdra in hierdie tyd. Ek gaan vra dat ons net so gaan bly sit. Ek gaan begin met gebed en dan gaan ons na 'n slideshow kyk en direk na die slideshow sal ek my begrafnisrede bring. Kom ons sit net so en dan sluit ons hier. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vanmôre. Here, dankie dat ons vanmôre ook in hierdie saal U kan erken en weet. U is hier teenwoordig vanmôre en U is met ons om ons deur hierdie omstandighede te kan lei deur die Heilige Gees. Here, U wat self met die dood gekonfronteer was, wat self van geliefdes moes afskeid neem. Here, maar U gee vir ons die belofte dat U sal ons nie wees agterlaat nie. U sal ons nie alleen agterlaat nie. En U stuur vir ons die Heilige Gees, die Parakletos wat ons toemaak met U liefde, met U heerlikheid, met U goedheid en bo alles met U vertroosting. En daarom bid ons, Heilige Gees, dat U vir ons sal kom lei in hierdie diens. Dat hierdie 'n rooi letterdag in ons lewens sal wees. Laat dit nie net nog 'n gebeurte sal wees, laat dit nie net nog 'n statistiek sal wees van 'n afgestorwe nie, maar laat dit 'n dag sal wees wat U hierdie geliefdes tot stilstand gebring het, dat U hulle hier bymekaar gebring het om hierdie afspraak met hulle te kan hou. Here, sodat U met hulle kan gesels, U met hulle kan deel, selfs met die afsterwe van 'n geliefde. Vader, ons bid dat hierdie diens deur U geseën sal wees en dat alles wat hier gaan plaasvind tot U eer, U verheerliking en uitbreiding van U koninkryk mag wees in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan vra dat ons die slideshow speel waarna by rede sal bring. Baie dankie. I call to talk to mom.
Geliefdes, soos ons in hierdie slideshow gesien het, die realiteit van lewe. Die wat vandag hier sit, beleef en ervaar die realiteit van lewe. En ongelukkig leef ons in 'n tyd waar die mens dink dat ons almal vir ewig gaan lewe. Terwyl die woord van God vir ons 'n baie duidelike boodskap uitstuur. En ek bring vanmôre hierdie boodskap vir u tot waarskuwing en tot vertroosting. Hy sê in 1 Samuel 20 vers 3b, maar so waar as wat die Here leef en jou siel leef. Die skrywer van hierdie gedeelte herinner ons aan twee fasette van die lewe, naamlik so waar as wat die Here leef. En ek wil vanmôre vir u sê, baie mense bevraagteken, is God die Vader, die Seun en Heilige Gees die waarheid? Ek wil vir u sê, ek as persoon, as mens, kan nie sonder hom leef. Ek kan nie 'n dag, 'n oomblik indink, dat hy nie teenwoordig in my lewe moet wees nie. 'n dag of 'n oomblik wat ek nie op hom kan staan maak, op hom kan vertrou nie, in hom kan glo nie. Hy is 'n werklikheid. En jy gaan sien wanneer ons hierdie teksvers volledig lees, dat sy woord is 'n waarheid. En hy sê so duidelik vir ons in die skrif daar in die boek van Hebreërs, dat die hele woord is deur die Heilige Gees ingegee tot leer, stigting, opbouing en teregwysing. En daarom kan hierdie woord niks anders as wat dit die waarheid is, 'n duidelike teken wees van ons dien 'n lewende Here. Maar so waar as die Here leef, en dan sê hy vir ons, en jou siel leef. Ek en jy sal vanmôre nie hier teenwoordig gewees het, as ons nie 'n lewende siel was nie. Jy sien, dit is wat gebeur wanneer 'n baba gebore word. Net soos toe God die skepingswerk daar in die tyd van Eden gedoen het. Daar in die paradys, toe hy geskep het, en die mens gevorm het hy iets uitdrukkeliks gesê daar in die boek van Genesis, hoofstuk 1, met die skepingswerk, sê hy, kom laat ons mense na ons beeld maak. Nergens in die skrif staan dat kom laat ek 'n mens maak na my beeld nie. Hy gebruik die meervoudsvorm ons. Wie is hierdie ons? Die ons is niemand anders as God die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. God wat vir ons duidelik in Genesis 1 die skepingswerk bekendstel. Jesus, die Seun van God in Johannes hoofstuk 1, wat sê alles het deur my tot stand gekom. En die Heilige Gees, wat vanmôre die trooster is, wat die parakletos is in ons lewens. En soos ek en jy saamgestel, gees, siel en liggaam. En om te kan leef, moes ons iets ontvang, die oomblik met ons geboorte. En dis die gees van lewe. Dis die gees van lewe wat in jou longe ingeblaas word. En daardeur is ek en jy vanmôre 'n getuienis van 'n waarwordende woord in ons lewens en jou siel leef. Daar's geen ander manier dat daar lewe kan wees nie. Lewe kan alleenlik uit die bron van lewe kom. Dan sê hy vir ons iets kosbaars. Hy sê, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En daarom wil ek vanmôre vir julle sê, die waarheid van God se woord. Want as God se woord nie 'n waarheid was nie, as dit nie vir die wêreld gegee is om ons te leer nie, om ons toe te rus, om vir ons 'n rigtingaanwyser te wees nie, hoekom is ons al vanmôre by mekaar? Wat maak ons vanmôre in hierdie gebou? Wat het ons vanmôre by die begrafplaas gemaak? Dan moet ons vir ewig lewe. Maar die woord sê, die tree, 'n tree, dis my in die dood.
Ek sê baie keer vir die mens, die dood is doofstom. Die dood antwoord nie jou vraag van hoekom en waarom nie. Die dood luister nie na jou vraag van hoekom en waarom nie. Hy tree net op. En ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, dat die dood is 'n universele gebeurtenis. Dis nie net vanmôre met u as geliefde wat dit gebeur het nie. Reg oor die lengte en breedte van ons land, van die wêreld, tree die dood toe. Word mense gekonfronteer met die dood. Daarom sê die boek van Prediker vir ons, daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Ja, ons wil so graag as moontlik, so lank as moontlik, ons geliefdes by ons hou. Wil ons hulle in ons teenwoordigheid hê, met ons hê. Die mediese wetenskap doen alles in hulle vermoë om die mense lewe te verleng. Maar ongelukkig kon nog nooit enige wetenskaplike, enige mens die dood uit oorleef. Ons word vanmôre gekonfronteer met die afskeid van 'n geliefde. 'n Geliefde wat uit ons midde uit weggeruk is. Of ons dit so wil hê of nie. Dit spreek van die goddelike plan. Dis deel van God se plan vir u en vir my. En ek het in my openingsgebed gesê dat hierdie 'n rooi letter dag in jou lewe moet wees. Dat hierdie afsterwe nie net 'n statistiek op die registers van ons land se binnelandse sake se register sal wees nie, maar dat dit in jou lewe 'n herinnering sal wees. Dat dit 'n waarheid is, dat dit 'n realiteit is. Die psalmdigter sê vir ons so duidelik in Psalm 89 vers 49, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien? Ek wil vanmôre vir u sê, dis nie die eerste keer dat ek en jy met die dood gekonfronteer word. Die vraag is, besef jy vanmôre, gaan dit 'n impakterende verandering in jou lewe bring? Die dood is slegs 'n tree agter. En wanneer die dood opgetree het, kan niemand, nie die beste dokter, nie die beste medikasie in die wêreld, dit verander. Die wyse Salomo skryf in Prediker 9 vers 5, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar dooies weet glad niks nie. Hy sê, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Gaan ouma Katrin 'n statistiek wees, wie se gedagtes vergeete gaan wees. En dan gaan dit hier aanbreek, wat die seer nie meer daar gaan wees nie. Wat die seer jou nie meer gaan herinner. Dat wanneer jy dalk iewers na 'n foto gaan kyk, wanneer jy dalk iewers na 'n kind gaan kyk en jy die gelaatstrekke gaan sien, gaan dit dalk moontlik die herinneringe bring van ouma Katrin. Maar so maklik word deur die wêreld vergeet. Ons moet opstaan, ons moet voortgaan, ons moet aanhou. Is sy in jou lewe afgeets? Het sy 'n merk gelaat in jou lewe? Waarom gaan jy dit toeskryf? Dat daar geen vergetenheid is nie.
Die tree van die dood bring skeiding. En wie beter as Jesus Christus self wys dit vir ons aan die kruis van Golgotha nie. Terwyl hy aan die kruis hang, het hy die volgende woorde geuiter. Hy praat met die disipel Johannes en hy sê aan Johannes: "Seun, daar is jou moeder." Verwys hy na sy aardse moeder Maria, deur wie hy gebore is. En hy sê vir Maria: "Moeder, daar is jou seun." Verwys na Johannes. En hier word 'n band gesmee tussen 'n man en 'n vrou wat eintlik geen verband moet hê nie. Maar selfs aan die kruis het hy gesorg dat die voorbeeld van ons gestel moet word van hulle wat agterbly. Want daar is skeiding gebring tussen Jesus en sy moeder, en tussen sy moeder en 'n seun. En so het die dood dan 'n skeiding gebring tussen ons as geliefdes en nou maar Katrien. Die vraag is, wat is agtergelaat? Wat se gedagtes gaan jy koester? Wat gaan sy heimwee daar in jou lewe wees? Rondom haar teenwoordigheid. Hierdie tree is 'n baie onsekere tree. Dit bring baie keer onsekerheid. Dit bring baie keer angstigheid en benoudheid. Want wat nou vorentoe? Die wêreld sê jy moet opstaan. Die wêreld sê jy moet voortgaan. Dis wat die wêreld van ons sê en doen, van ons verwag. Want ons moet produktief wees. Maar baie keer wanneer so geliefdheid ons binne weggeruk word, dan word die vraag gevra: hoe moet ek voortgaan? Waarvoor moet ek voortgaan? Hoekom moet ek voortgaan? Genesis 27 vers 2 sê, toe sê hy, Isak: kyk tog, ek het oud geword, ek weet die dag van my dood nie. Die werklikheid van die saak dring tot 'n mens deur. Almal van ons gaan sterf. En al maak jy wat se voorsienigheid vir daardie dag, al berei jy jouself voor daarvoor. Ek het nog nooit in my 26 jaar van bedieningslewe gesien dat enige persoon voorbereid is vir die dood. In my bedieningsjare was dit 'n voorreg, luister mooi, ek sê 'n voorreg, baie keer langs 'n siekbed te staan. Talle sonder keer het ek langs 'n bed gestaan waar daai geliefde van ons weggeneem word deur die dood. Waar daar afskeid geneem word. En dan is dit 'n tyd wat oor jare gekom het van siektes, bed lê en so meer. En tog is daar onsekerheid. Tog is daar 'n verbaasdheid. Tog is daar 'n angstigheid. Die dood is 'n werklikheid, is 'n waarheid in ons lewens. Jakobus hoofstuk 1 sê die volgende: want soos 'n blom van die gras sal verbygaan, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras bedroog en sy blom val af en die skielikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Die natuur wat hier gebruik word om vir ons 'n voorbeeld te wees. Hierdie geliefde het gegaan. Wat laat dit in jou hart agter? Op hierdie stadium kan jy vir my sê, pastoor, dit bring hartseer, dit bring pyn, dit bring verlange. Ek kan vir u sê met tyd. Jou spreekwoord wat 'n waarheid is, tyd genees. Met tyd sal die pyn weggaan. Maar die herinnering sal altyd daar wees.
Die mooi herinneringe gaan agterbly. Die mooi herinneringe gaan teenwoordig wees. En daarom mag hierdie afsterwe nie net 'n statistiek wees nie net 'n gebeurtenis wees nie, maar 'n werklikheid in ons lewens, om voort te gaan met ons lewe, en te kan leef, met 'n sekerheid, met herinneringe, maar terselfdertyd met die wete, die dood is 'n werklikheid. Nie deur 'n mens ingestel nie, maar deur God bepaal. Deur God beplan. Vir die mens, vir die wêreld. Ek het my tesourier het vanmôre so vlugtig daaroor gepraat. En daarom wil ek jou aanmoedig, wil ek jou bemoedig. Die skrif sê, leef met mekaar in vrede, so ver as wat moontlik is. Jy weet nooit, wanneer gaan die tree gegee word. Jy weet nooit, wanneer die tree 'n werklikheid gaan word. Lukas 12 lees ons die volgende, van die dwaase. Die skrif sê, hy het beplan om nog groter landerye te plant. Min wetende, dat hy daardie nag, die onsekere tree van die dood, sou gee, en dat hy sonder die Here gesterf het. Hy het nog beplan vir môre en oormôre. Maar daardie nag het hy iemand gesterf. Die hartseer is, hy sterf sonder die Here. En hiermee wil ek vir u bemoedig vanmôre, wil ek u aanmoedig vanmôre, wanneer jy in die Here sterf, wanneer jy met die Here sterf, is hierdie tree 'n geseënde tree. Is hierdie tree 'n voorspoedige tree. Pastoor, maar my hart is seer. Pastoor, die verlange vir die mens wat agterbly, ja, maar vir die persoon wat die tree gee in Jesus Christus, met Jesus Christus. Sê die skrif vir ons daar in Hebreërs 11, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is in die hemel. Daarom skaam God hom nie vir hulle, om hulle om vir hulle 'n God te wees en hulle God genoem te word nie. Want hy het vir hulle die stad berei, 'n beter plek as die wêreld. 'n beter plek van pyn en lyding. Paulus sê vir ons in Filippense 1:21 gesê, want vir my is die lewe Christus. Luister mooi wat sê Paulus. Ek wil jou aanmoedig. Maak nou Christus jou lewe. In hierdie teenwoordige tyd. Terwyl jy nog die geleentheid het. Inteendeel wil ek vir jou sê, moenie hierdie gebou verlaat as jy nie sekerheid het. As jy nie die sekerheid het dat jy in Jesus gaan sterf en met Jesus gaan sterf. Want anders gaan hierdie tree nie vir jou 'n seën wees nie. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Jy sien, Paulus sê dit duidelik vir ons, vir die persoon wat afsterf, is dit beter. Vir my en vir jou wat agterbly, is dit seer. Maar vir die persoon wat die tree geneem het, is dit beter. Psalm 116 vers 5 sê, en dis een van die mooiste teksverse, ek sê altyd vir my vrou, dis die teksvers wat hulle moet lees, die dag met my begrafnis. Nou, ek het 'n baie abstrakte begrafnis, wat hulle eendag met my moet hou. Ek het net so 'n bietjie met Roan ook daaroor gedeel, en so aan. Psalm 116 vers 5 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy genoot. Hoor wat sê die skrif? Kosbaar is in die oë van die Here, vir die Here, kosbaar, mooi, lieflik,
aanneemlik, wonderbaarlik. En so kan ek uitbrei rondom die woordjie kosbaar in die oë van die Here. Vir hom, wat is vir die Here kosbaar? Wat is vir die Here wonderbaarlik? Wat is vir hom lieflik? Wat is vir hom aanneemlik? Daarom oomblik wanneer daar versoening tussen die persoon vir wie hy aan die kruis van Golgotha gesterf het, kom. Wanneer hulle mekaar van aangesig tot aangesig gaan sien en 'n ewige lewe met mekaar gaan hê, in daardie plek waar daar geen pyn en lyding en tekorte meer gaan wees nie. Openbaring stel dit vir my so mooi, hy sê, en God self sal die trane daar afdroog. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ek was bevoorreg gewees om ouma Katrien te ken vir 'n paar jaar wat hier welkom gebly het. En ek het daar 1 of 2 keer het ek hulle gesien as hulle by Daleen hulle kom kuier. En ek wil vanmôre sê, ten spyte van haar liggaamlike toestand, glo, was hy kosbaar in die oë van die Here. Is jy seker, jy is kosbaar in die oë van die Here. Jy sien geliefdes, ons leef in 'n tyd waar mense, wil ek sê, 'n groot gambling sal vat met die lewe. Mense is arrogant, mense is selfverseker, mense gaan van die veronderstelling uit, me, myself and I. Maak seker, jy is kosbaar in die oë van die Here. Want dan sal die sterkte vir jou 'n wins wees. Want dan gaan jy nie meer deel hê aan hierdie wêreldse omstandighede nie. Jy gaan vanmôre hier uitry. Jy gaan nie baie ver ry nie en iewers gaan jy 'n slaggat tref. Jou voertuig kan dalk skade opdoen, die band kan dalk skade opdoen. Jy gaan jou dalk bloedig vererg vir 'n slaggat in die band. Ouma Katrien sal nooit weer 'n slaggat beleef. Jy gaan dalk hier uitgaan en jy gaan dalk 'n griep of 'n verkoue of een of ander siekte onderlede kry. Ouma Katrien gaan nooit weer 'n siektestoestand beleef. Jy gaan dalk vanmôre hier uitgaan en iewers gaan iemand dalk deur 'n optrede, 'n woord, jou seermaak, jou teleurstel. Ouma Katrien sal nooit weer die teleurstelling en die seer van 'n mens beleef. En so kan ek aangaan en aangaan. Pastoor, wat gee jou daai sekerheid? 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Die mens, Christus Jesus, wat homself gegee het as losprys, luister maar, vir almal, vir jou, vir ouma Katrien ook, as die getuienis op die regte tyd. Daar's 'n pragtige neemlik afsluit. Daar's 'n pragtige gospellied wat gesing word in baie kerke. Dit word baie keer in dienste gesing. U is waardig om die boek te neem, om sy seels oop te maak. U is waardig. Wanneer ek hierdie lied hoor, dan wonder ek of die persoon wat dit sing werklik waardig is om daai lied te sing. Nie om die boek oop te maak nie, want die boek word nie aan die mens gegee nie. Want jy sien, dieselfde Jesus wat vir jou die geleentheid gee om kosbaar te word in die oë van God, is dieselfde Jesus
wat die boek in ontvangs gaan neem en die regter gaan word. Dieselfde Jesus wat die oordeel gaan uitspreek wanneer die Masyn hierdie blou hemel klop. Dieselfde Jesus wat vir ons die belofte gee. Ons het gister hemelvaart gevier. Dieselfde Jesus het die belydenis gegee aan sy disippels. Soos julle my sien gaan, so sal julle my sien kom. Hierdie Jesus gaan terugkom. Dan sing die kinders by die sonnaskool die pragtige liedjie, hy kom om sy parels te kom haal. En hoe waar is dit om sy parels te kom haal? Hulle, wat kosbaar is in die oë van die Here. Ouma Katrien het julle vooruit gegaan, want dis in God se raadsplan. Nie jou wil, nie my wil, God se raadsplan. Sy het 'n versekering dat Lukas 28 tot vervulling gaan kom, as hy kom op die wolke, dat die hemel sal oopskeer. En wanneer die hemel sal oopskeer en hy kom op die wolke, sal die grafte hulle dooies gee. Jy het die geleentheid om seker te maak dat ouma Katrien se afsterwe vir jou 'n rooi etterdag sal wees. 'n herinnering sal wees om te kom waar sy is. 'n dag van kosbaar te wees in die oë van die Here. Mag die Here u seën met die woord wat gelees is. Ons gaan na 'n volgende kosbare lied luister, die oorwinnaarslied, deur Piet Smit. Hallelujah.
hierdie geleentheid vra dat ek na vore kom om die bedankingsstuk op die baie dankie. Môre almal. Hallo. Ek gaan praat so nou. Ek wil net sê môre almal wat ek nog nie môre gesê het. Dis baie moeilik vir ons, maar vir almal sê almal wat ver gery het. Ek wil Pastoor Willie en almal wat gehelp het met die reëlings in die kerk, die PPK kerk, Rudy, almal wat vir julle sê baie dankie, Rowan. Ons sou nie alles alleen kon regkry nie. Deur elkeen se hulp. Ons waardeer dit. Almal wat ver gery het, al die familie, al die vriende. Ek sê vir julle dankie vir elke woord, vir elke oproep, vir elke boodskap. Almal wat hier is, dankie. Dankie vir elkeen. As ek iemand iets uitgelos het, verskoon maak. En dan wil ek net laastens ons Hemelse Vader sê baie dankie. Vir 'n wonderlike moeder wat ons gehad het. Wonderlike ouma. En ek glo sy was vir die tannies, die ooms wat hier is, 'n wonderlike suster. God sê baie dankie daarvoor. Baie dankie. En ek wil net, ou sis, ekskuus, ek het jou nou uitgelaat, dankie, dat jy jou huis vir ons oopgemaak het, in 'n moeilike tyd, dat ons almal by jou kon bly, en dat ons vir die swaar tyd mekaar kon ondersteun. Dankie. Geliefdes, ek het opgeleid dat daar is geen begrafnisrede in die begrafnisboekie en daarom hou ek my die reg voor om slegs een brief voor te lees. My liefste vrou, vir 53 jaar was en is jy my hele lewe. Jy was my sonsopkoms en my sonsondergang. Die toekoms is donker sonder jou en ek sal jou vir altyd mis en lief hê. Rus sag, jou geliefde man. Ek gaan vra by hierdie geleentheid dat u gaan staan. Ons is spesifiek aan die einde van hierdie diens. Ons gaan afsluit met gebed. Wanneer ek afgesluit het met gebed, vra ek u net kans gee vir Roan om na vore te beweeg, dan neem hy oor by my. Ons staan asseblief. Hy kan sit, hy kan bly sit. Los hom laat hy sit. Ons Hemelse Vader, ons kom in die kosbare en heilige naam. Here, U verlang van elkeen van ons om daardie status in te neem van kosbaarheid in U oë. Want daar gaan 'n tyd en daar gaan 'n oomblik in elkeen van ons se lewe aanbreek dat die dood sy tree sal gee en sal opeis dit wat U vir ons geleen het, baie keer vir jare lank, ander keer vir 'n kort tydperk. Ons weet nie wat U volmaakte wil en U begeertes is nie. U woord sê ons moet daarna streef, ons moet daarna verlang om in U teenwoordigheid te wees. En om dit te kan verkry, moet ons die psalmdigter handhaaf deur te sê, kosbaar. Here, daarom vra ek dat U deur die afsterwing van hierdie geliefde tot elkeen van ons sal spreek.
Wanneer ons in herinnering kom oor 'n jaar op hierdie dag, Here, dat ons sal onthou, U het met ons gepraat. U het vir ons 'n boodskap gegee. U het vir ons gesê wat U verlang en begeer. En ons dit sal doen. Nie volgens die standaard van die mens nie. Nie volgens die dogma's en die liturgie van 'n kerk nie. Maar op U woord, Here, en U woord alleen. Nou bid ek en ek vra, Gees van God, kom rus sag in elkeen se hart. Wie is die trooster? Wie is die leidsman? Hier vanaf vorentoe. Wie is die rigtingaangewer? Wie is die een wat die seer sal laat verdwyn en die mooi herinneringe na vore sal bring? Is my gebed in die kosbare heilige naam. Amen. En amen. Baie dankie wel. Dit bring ons dan tot die einde van ons gerigte. Ek gaan vra dat U vir ons 'n geleentheid gee. Ons gaan vra dat die familie eers die kerk verlaat. Daarna kan U dan net vir hulle volg asseblief.